Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by 'n nuwe episode van Familiewyse Welvaart. Ons lekker saamgesels oor families en al die wysheid wat hulle nodig het om die welvaart wat hulle veral uit hulle familieondernemings bymekaar maak te bestuur. Ek het vir Karen later gaan saam met my. Welkom Karen. Dankie. Ja, so jy kyk hierna of op ons YouTube kanaal of jy luister daarna op een van die potgooi platforms. So ja, ons is al by 100 episodes verby, mens kan nie glo ja, hoe die tyd gevlieg het nie. My agtergrond is in welvaartbestuur, waar ek onder andere meestersgraad in beleggingsbestuur het. Karen se agtergrond, sielkundige beraader, wil jy gou iets daaroor sê? Nee, maar dit is maar wat dit is. Ja, maar Karen gebruik haar agtergrond in die sielkunde baie keer om ons in familiebesigheidsbeplanning. Baie keer waar ons met 'n familie deur 'n proses gaan in hulle besigheid en help Karen ons baie aan die sagter kant. So ek dink sy gaan ons vandag ook baie help. As jy verlede of die vorige episode van 2 weke terug gemis het, daar het ons gesels oor hoe verhoog jy die volgende generasie in die familiebesigheid se kanse op sukses. Dis episode 101. Maar Karen, waaroor gesels ons vandag in episode 102? Ja, ons gesels vandag oor die gesprek tussen generasies in die familieonderneming. Ja, nou, mense het baie keer binne 'n familieonderneming het 'n mens 3 generasies wat in lewe is. Jy kan dit vir jouself voorstel. Kom as die oupa en ouma het die besigheid wat ook al 50, 60 jaar terug begin. Hulle was jonk getroud in hulle vroeë middel 20's. Kom ons sê dis 'n boerderyonderneming. Hulle is nou al in hulle 80's. Een van hulle seuns het al plaas toe gekom en met die besigheid vorentoe gegaan. Daai seun is nog getroud. Hy is in sy 50's en die kleinkinders van die oupa en ouma of die pa en ma se kinders is dalk nou al in hulle 20's. Hulle studeer nou af en daar kom van hulle nou al plaas toe. So ons sit hier so al klaar met 3 generasies, nie net in die familie nie, maar in die besigheid. Die 3de generasie gaan oor hulle kinders en dan is die 4de generasie al eintlik in hierdie familiebesigheid. So ek weet nie of julle al gehoor het van waar hulle sê dat daar's verskille tussen generasies, soos die baby boomers en die Gen X'e en die Gen Y's. Nou as jy die oupa en ouma, die pa en die ma en die kinders op 'n naweek bymekaar sou trek en jy gaan kyk net wat doen hulle vir sport en ontspanning en plesier, dan gaan jy sien dat hulle belangstellings verskil baie van mekaar. Oupa en ouma weet nie heeltemal lekker om die tegnologie aan en af te sit nie. Die kinders kan dit toe oor doen. Daar's massiewe groot verskille tussen die generasies. Maar hierdie 3 generasies is nou saam in 'n besigheid. En hulle het almal finansiële en ekonomiese belang hierby. Oupa en ouma se ou dag moet veilig wees. Pa en ma moet nog goed verdien uit hierdie besigheid. Hulle moet begin voorberei vir hulle eie ou dag. En die jonger generasie wil 'n gesin begin, kinders hê, so hierdie moet ook vir hulle finansiëel lonend en lewensvatbaar wees. So as jy 'n paar plase is met toerusting en vee en allerlei sulke goed, dis die gedeelde familiebesigheidsbates. As hierdie generasies nie met mekaar kan praat oor hoe hulle met hierdie bate gaan werk nie, of hierdie inkomste genererende saak gaan werk nie. Duidelik is hulle op verskillende plekke in hulle lewens, hulle het verskillende behoeftes, maar die gesprek tussen die generasies is baie belangrik. So in ons voorbeeld het elkeen van hierdie generasies eintlik 2 gesprekke. Die oupa en ouma het 2 gesprekke af met hulle eie kinders en met hulle kleinkinders. Die middelgenerasie het 'n gesprek op na hulle ouers toe en af na hulle kinders toe. En die kinders het dan nou 2 gesprekke op met hulle ouers
maar moontlik ook met oupa en ouma. So ek dink dit is baie belangrik dat jy hierdie perspektief net kry en is baie uniek aan familiebesighede. So ons gaan ons kort tydjie saam in hierdie episode net gou spandeer om te gesels oor wat is die doel dan nou van hierdie gesprekvoering. Dis uiteraard om goeie kommunikasie te hê, om misverstande te probeer oorkom en te vermy. Maar as 'n mens 'n gesprek tussen die generasies fasiliteer, soos wat ons baie keer tydens ons familiebyeenkomste doen. Karen kan gou vir julle vertel. So ons spandeer baie keer 'n dag of 2 saam met 'n familiebesigheid wat ons hulle tipies wegneem uit hulle besigheidssituasie en dan help ons hulle om goeie gesprekke met mekaar te hê. Nou een van hierdie gesprekke is tipies 'n gesprek wat ons tussen die generasies aan die gang sit. Nou tydens so 'n gesprek wil jy dat die generasies voor die gesprek voorberei. So hierdie jong mense gaan jy 2 opdragte gee ter voorbereiding, die middelgenerasie gaan dieselfde opdrag kry en die ouer generasie gaan ook 'n opdrag kry. So die eerste een gaan oor boodskappe. Wil jy gou hierdie vraag net met ons kykers en luisteraars deel, Karen? Ja, die eerste een sal wees, watter boodskap sal ek graag wil deel met die ander generasie van my familie? Ja, so hier is die familie, dis die jonger span hierso. Wat wil ek met my ouers deel, wat wil ek met oupa en ouma deel? Maar net so gaan elkeen van hierdie generasies gaan hulle voorberei. So die klem hierso is op watter boodskap wil ek graag deel? Nie 'n vraag vra nie, wat wil ek graag vir hulle sê? Okay. Goed, dan die tweede deel van hierdie voorbereiding gaan oor vrae. Jy kan hierdie gou deel. Watter vrae sal ek graag wil rig aan die ander generasie of generasies van my familie? Okay. In hierdie geval in ons voorbeeld is dit nou 2 generasies. So die jonger generasie, wat wil ons vir oupa en ouma vra, wat wil ons vir pa en ma vra? En hierdie het baie te doen met die besigheid. So as jy met hierdie 2 stukkies huiswerk weggaan en jy kry tyd om op jou eie te gaan sit en dink en te sê, okay, goed, kom ek skryf 'n paar boodskappe neer wat ek vir die ander generasies wil gee en kom ek skryf 'n paar vrae neer wat ek vir die ander generasie kan gee of wil gee. Dan kan jy hierdie gesprek tussen die generasies op 'n konstruktiewe maar ook op 'n gestruktureerde manier begin fasiliteer. Right. So ons gaan gou 'n handelsflitsbreek neem en dan gaan ons terugkom en dan gaan ek en Karen met julle deel oor hoe ons die proses dan met 'n familie en besigheid doen. Dankie aan RGG wie hierdie vir ons moontlik maak. Ons is nou terug. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RGG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RGG, wysheid vir ware welvaart. Goed, dankie, ons is terug. Vir die van julle wat nou inskakel, Karen, waaroor praat ons? Ons praat oor die gesprek tussen die generasies in die familiebesigheid. Ja, goed, so in die eerste deel van hierdie opname het ons bietjie gesels oor die verskille tussen die generasies en hoe daar binne 'n familiebesigheid baie keer soveel as 3 generasies saam in besigheid kan wees. Goed, die proses wat ek en Karen dan in ons familiebesigheidsbeplanningssessies fasiliteer baie keer tussen die generasies is, ons stuur individue weg met 2 stukkies werk, waar hulle 'n paar boodskappe kan gaan neerskryf vir die volgende generasie, maar ook waar hulle vra vir die ander generasies kan vra. En wat ons dan doen is, dan kry ons hulle binne hulle generasiegroepe bymekaar. Dan vir die jonger generasie, generasie 3 in ons voorbeeld, kom nou almal bymekaar, is tipies boeties en sissies, kan partymal neefs en niggies wees. Die ouer of die, kom ons noem die middelgenerasie, is baie keer die pa en ma, kan ook ooms en tannies wees. Daai groep kom bymekaar, as jy groter families het, en dan baie keer die ouer generasie is dan om oupa en ouma. Of as hulle reeds weet 'n groter familie-eenheid in besigheid was, is dit dalk broers en susters. Maar ek kan sien baie duidelik die 3 familiegroepe,
maar ons laat die groepe eers binne hulle generasie op hulle eie bymekaar kom. Karen kan nou met julle deel wat tipies in daai gesprekke binne die generasie dan plaasvind. Ja, elke generasiegroep sit dan sy boodskappe op sy vrae uit en praat as 'n groep daaroor saam, maar dan maak hulle half 'n opsomming daarvan. En dit is waar dit nie aan 'n persoon gekoppel word nie. En dan gaan iemand terug na die tafel toe met sy opsomming en iemand gaan doen 'n voorlegging aan die groep oor die groep se wat hulle kom voorlê. Ja, namens die generasie. So die jonger generasie werk deur hulle boodskappe en vra. Ja. En hulle besluit hierdie is die 3 belangrikste boodskappe wat ons vir die middelgenerasie of vir die ouer generasie wil gee. Hierdie is die 2 of 3 belangrikste vrae wat ons vir die middel of die ouer generasie wil vra, maar dan het hulle 'n verteenwoordiger wat hierdie gaan aanbied na die middelgenerasie en na die ouer generasie. Maar wat baie belangrik is dat dis nie bekend van wie af die goed kom nie, want daar word baie keer baie moeilike vrae gevra. Ja. Jy weet, wanneer gaan oorgang begin plaasvind? Wanneer gaan die ouer mense begin aftree en al daai tipe goed. So, dit kom half onbekend na die groep toe, so niemand weet nie, maar dit is 'n lekker manier om goed op die tafel te kom sit. Ja, so daar's beskerming in die sin van dat individue anoniem binne in hulle groep kan bly, maar jy begin ten minste van die belangriker kwessies begin jy op die tafel tussen die generasies sit. So ek dink dis 'n baie lekker proses. Goed, wat die generasies dan baie keer doen is, hulle gaan vat hierdie, noem dit nou maar die gesprekke tussen die generasies en hulle gaan maak 'n lysie wat die belangrike kwessies is vir die groter besigheid om mee te werk. En dan volg hulle dit tipies op in daaropvolgende familievergaderings of byeenkomste en sê, okay, goed, hierdie boodskap wat die middelgenerasie byvoorbeeld vir die jonger generasie gegee het, is iets wat ons tydens ons familieforums, familievergaderings, familiebyeenkomste meer mee gaan moet werk. Hierdie vraag wat die middelgenerasie miskien vir die ouer generasie gevra het, is iets waarmee ons verder gaan werk. En so dit help nie, jy fasiliteer hierdie gesprek net een keer. Jy weet wat is die belangrikste kwessies tussen die generasies, maar jy volg dit nie op deur dieper en verder met hierdie vrae. Ja, en dit is belangrik in familievergaderings dat die families moet weet wat is die doel van hierdie vergaderings en dat hulle na hierdie vergaderings toe gaan kom en dat daar by tye plek gaan wees om met oor hierdie dialoog te praat van die verskille tussen verskillende generasies. Ja, ons gaan oor 2 episodes is die plan. Ja. Om bietjie met julle te gesels oor hoe hou mens goeie familievergaderings of goeie familiebyeenkomste. So bly ingeskakel en moet daai episode dan ook nie mis. En dit is nie maklike goed om oor te praat hierdie nie. Dit klink maklik, maar dit is moeilik vir families om met hierdie goed te kom, want dit is goed wat hulle sakke raak, is goed wat hulle verhoudings raak. Dis baie keer regtig vir hulle moeilike goed om met mekaar te praat. En so dit is belangrike goed wat moet plaasvind. Ja. En ek dink as julle as familie bang is om hierdie aanvanklike gesprek te hê, ons bied oor 'n periode van 2 dae 'n inleidende, noem dit nou maar, program met families in besigheid bied ons aan, waar ons families in besigheid help om goed te kommunikeer, konflik te hanteer, goeie vergaderings te hou. En tydens daai byeenkoms fasiliteer ons dan ook 'n gesprek tussen die generasies. So as julle as familie dalk leiding nodig het en julle voel julle wil deur so 'n 2 dae proses saam met ervare fasiliteerders soos ek en Karen gaan, is julle baie welkom om ook met ons dan kontak te maak. Goed. Nou Karen, ons gesels oor 2 weke in episode 103. Bly ons nog steeds 'n bietjie tussen die generasies, maar op 'n ander manier. Waaroor praat ons? Ja, ons gaan dan praat oor hoe om stabiliteit en toekomstige groei in jou familiebesigheid te balanseer. Ja, nou die stabiliteit lê baie keer by die ouer generasie, maar die nuwer generasie wil groei en vernuwing in die besigheid hê. So moenie die episode mis nie. Julle is welkom om ons te besoek op ons webwerf rig.ac. En ja, daar's in ons skool van wysheid vir welvaart lê daar 'n klomp episodes. Teken gerus ook in op ons YouTube kanaal of jy kan selfs inteken op van ons potgooi kanale en dan behoort jy elke 2 weke behoort jy herinner te word wanneer daar 'n nuwe episode gelaai word. Goed, julle kan ons ook e-pos by info@rig.ac.
Dankie Karen, tot Dankie. volgende keer. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.